Goeiedag vriende, in die begin van Heilige Week. Ons is in hierdie laaste week van Jesus se lewe op aarde en ons is op so 'n manier besig om saam met die Here hierdie pad te stap. Ons het vir 40 dae saam gereis en ons bereik 'n hoogtepunt in hierdie Heilige Week. Ons teksgedeelte is Matteus 21 en ons lees daar vanaf vers 12. Jesus het tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi en vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees. Maar julle maak dit 'n rowersnes. Blindes en krepeles het daar in die tempel na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak, maar toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat hy doen en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep, prys die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir hom, hoor jy wat sê hulle daar? Ja, antwoord Jesus, het julle nooit gelees nie. U het daarvoor gesorg dat kinders en suigelinge u lof sing. Toe het hy hulle verlaat en uit die stad gegaan na Betanië toe, waar hy die nag gebly het. Verbeel jy stap die tempel binne en jy word onmiddellik oorweldig deur die geraas, die koop en verkoop van mense wat onderhandel oor pryse vir diereoffers, die gekletter van geldstukke op die tafels. Dit voel allerminst soos 'n plek van aanbidding, maar eerder 'n besige mark. Skielik sien jy Jesus, jy sien sy gesig is ernstig, sy oë is brandend van ywer, en sonder huiwering draai hy die tafels om, geld rol op die vloer, duiwe fladder benoud op, en die woorde, my huis moet 'n huis van gebed wees, weer klink daar op die plein. Dan in die stilte en die chaos kom iets anders na vore. Blindes en krepeles kom stadig nader. En Jesus met dieselfde vurige liefde waarmee hy die tempel gereinig het, raak hy hierdie mense aan. En hulle word genees. Kinders roep uit van blydskap. Hulle weet wie hy is, maar die godsdienstige leiers is woedend. Hulle wil hê alles moet bly soos dit was. Staan vir 'n oomblik stil in hierdie toneel. Is jy dalk geskok oor Jesus se woede? Voel jy verligting wanneer hy die tempel herstel of dit weer regmaak dat dit 'n plek van gebed en genesing is? Waar in jou lewe het jy dalk gewoond geraak aan dinge wat nie eintlik daar hoort nie? En nodig het dat die Here vir my en jou ons harte kom reinig. Laat toe dat die Here ons harte reinig. Dit wat nie daar hoort nie, dit wat nie daar moet wees nie. Miskien wil jy 'n bietjie hieroor nadink. Wat in jou lewe moet Jesus se reinigende aanraking aanvaar of ervaar? En waar het chaos of verkleefdheid aan wêreldse dinge ons geestelike ruimte totaal binne gedring? Wanneer laas het jy soos 'n kind in eerbied en vol blydskap uitgeroep oor Jesus se teenwoordigheid? En hoe kan my en jou huis en ons lewens 'n plek van gebed en genesing wees? Mag dit so wees, terwyl jy jouself so instem. Wil jy dalk net hierdie gebed bid? Here, mag my huis, mag my lewe 'n plek en 'n ruimte van gebed en genesing wees. Here, so is dit, dat ons onsself voor U kom plaas, en dis ons bede, Here, mag ons huise en ons lewens 'n plek van gebed en genesing wees. Amen. Seën vir jou tydens hierdie week.